Jy is geskakel op Groot Plaas en op 'n maandag soos ouer gewoonte is dit tyd vir plaaspraatjies. Nou 'n Skotse boer het onlangs onverwagse internasionale internetsensasie geword nadat hy 'n vrolike liedjie vanuit sy trekker opgeneem het. Wat as 'n grappie tussen vriende begin het, het vinnig op sosiale media versprei met duisende mense wat hierdie video gedeel het. Die boer Ali Young het gewys dat landbou en nie maar hand aan hand kan gaan en dat boere nie net kos produseer nie, maar ook mense kan laat glimlag. Sy musikale trekker avontuur het hom sommer oornag wêreldbekend gemaak. Nou, wetenskaplikes in Europa ondersoek tans 'n internasionale, wel 'n interessante konsep bekend as elektrokultuur. Die idee is dat sekere elektriese en plasmabehandelings gebruik kan word om saadontkieming te verbeter en plante sterker te laat groei. Nou, hoewel die beginsel al dekades oud is, word dit nou met moderne tegnologie en nuwe navorsing weer ernstig bestudeer. Navorsers hoop dat hulle hierdie metode in die toekoms 'n manier kan wees om gewasse meer doeltreffend en volhoubaar te produseer sonder groot veranderinge aan bestaande boerderystelsels. En dan ingenieurs werk tans aan 'n nuwe geslag plaasrobotte wat self sonder GPS kan funksioneer. Die tegnologie maak gebruik van interne bewegingssensors wat die robotte in staat stel om hulle posisie te bepaal en take akkuraat uit te voer. Dit beteken dat toekomstige selfbesturende trekkers en landboumasjiene nie noodwendig afhanklik sal wees van satellietseine nie. Die ontwikkeling kan veral waardevol wees in gebiede waar GPS-seine swak is en nog 'n voorbeeld van hoe tegnologie besig is om moderne boerdery te verander. Dis ons plaaspraatjies vir vandag, bly ingeskakel op Groot Plaas. Ons is net hierna terug met ons gas. Welkom terug op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend, Mariet Kotse, sy is die algemene bestuurder en bedryfsondernemings ondersteuningsdienste by Hardcrow. Goeiemôre Mariet, hoe gaan dit? Goeiemôre, gaan goed en self? Fantasties, dit gaan baie goed hierdie kant, dankie. So ons weet onlangs het die landbousektor ongelooflik baie reën gekry reg oor groot dele van Suid-Afrika. Die jongste storms het na raming miljarde rande se skade aan landbou-infrastruktuur, gewasse en vee veroorsaak. Maar wat is die grootste onmiddellike uitdagings waarmee produsente tans gekonfronteer word, Mariet? Onmiddellike uitdagings waarmee die produsente tans worstel is toegangsroetes wat ontwrig is. Daar is redelike groot skade in ons belangrike produksiestreke gewees. En dan ook kraginfrastruktuur, spesifiek in die Ceres omgewing, waar hulle tans nog steeds sukkel met beerdkrag. En daar's nog 'n redelike gedeelte van ons oes wat gepak en verskeep en uitgevoer moet word. So dit is die grootste onmiddellike ontwrigting, boonbehalwe nou die maatskaplike ontwrigtings ook, nê. So ek bedoel, dis nie net die groot landbousektore wat geraak is nie, ek bedoel die gemeenskappe in die onmiddellike omgewings is ook of word ook daardeur geraak. Nou, spesifieke landbousektore wat die swaarste getref is deur die oorstromings en waarom was hulle so besonder kwesbaar geweest? Dopie, ek het nou in voorbereiding vir die onderhoud so 'n bietjie gedink daaroor. So verjaar was regtig nie 'n baie goeie vrugteproduserende jaar nie. Ons het 'n klomp uitdagings gehad. Dit het ook vooraf gegaan deur halskade vroeër vanjaar. Ek bedoel beide die Langkloof sowel as die Ceres het redelike halskade gehad. Ons het reën gehad op onverwagte tye en toe kom die groot vloede en ek bedoel daar's nie baie voorbereiding wat jy kan doen vir 'n groot hoeveelheid water oor so kort tydjie nie. So jy is eintlik maar redelik magteloos gelaat in sulke omstandighede. So ek dink dit is die sameloop van omstandighede wat eintlik die impak nog soveel groter maak. Nou as ons dink aan hoe beïnvloed hierdie vernietiging die paaie besproeiingsstelsels van produsente en ook natuurlik hulle vermoë om hulle produkte betyds mark toe te neem, wat kan jy vir ons sê oor wat daai impak is? So, Dopie, ons aanvanklike berekeninge wat ons gedoen het, toon dat dit uiteraard wesenlike impakte gaan hê. As ek net kyk aan die infrastruktuurskade en ek verwys nou nie eers na die publieke of openbare infrastruktuur nie. Ek verwys nou hierso meer spesifiek na die direkte plaasvlak
skade, dan beloop jy weet dit op plase is amper hierso by die 1.3 biljoen rand wat verlore is. Okay, van dit kan 'n mens redeneer is versekerbaar, so 'n gedeelte sal jy weet hulle sal dit weer kan vervang, maar daar's 'n groot gedeelte wat baie moeilik is om te kwantifiseer en dit is byvoorbeeld damme word toegesluk. Die direkte impak daarvan is dit is nou ons reenseisoen en ons is afhanklik van besproeiingswater, so dit verlaag die vermoë van die produsent om water vir die volgende seisoen te kan opberg, voldoende om al sy boorde te kan besproei. Daar is etlike hektare wat beskadig is, daar is boogrond wat weggespoel het, wat jy nooit ooit weer sal kan rehabiliteer nie. So vir sekere produsente, individuele produsente spesifiek in die laag liggende areas, naby aan die riviere, jy het sê nou maar 100 hektaar plaas gehad en nou sit jy dalk met die helfte minder. So dit is nie maklik om terug te kom van so iets af nie. En dan as ons net kyk na die hoeveelheid vrugte wat nog steeds in koelkamers is, wat nog verpak en uitgevoer moet word, is ons hierso by amper 6 miljoen kartonne. Okay, dit is nou uitvoer sowel as die plaaslike mark. En alles wat jy nou doen jy teen 'n addisionele koste. Ek bedoel die generators moet loop, dit loop op diesel. Net om die koelkamers aan die gang te hou sodat ons ten minste die kwaliteit van die produk wat daar nog oor is kan beskerm. Dan die addisionele vervoerkoste sit maklik tussen 7 en 15.000 rand 'n vrag by, afhangende van hoe ver die ompad is wat jy moet ry. So jy kan sien al hierdie goeder stel eintlik op. En ja, soos ek sê, dit is biljoene rande se skade. Mariet, wat is die realiteit dan nou vir die produsente? Hoe lank gaan dit realisties vat vir hulle om, ek wil amper sê, terug te bons van hierdie tipe rampe af? Ongelukkig die hartseer gedeelte hiervan, nê. So van die produsente sal heel waarskynlik nooit herstel nie. En dit gaan wel gegee die ekonomiese druk wat klaar daar was, plus nou hierdie addisionele skokke. So mens kan verwag dat daar van die produsente heel waarskynlik hulle plase gaan verloor. Maar ek dink oor die algemeen produsente boere is veerkragtig. Hulle maak al reeds planne. Ek dink dit is ook een van die mooi stories van sulke tipe events wat gebeur, is hoe die gemeenskap in daardie omstandighede saamtrek en saamwerk. Net om bietjie meer stabiliteit te bring. So van die produsente gaan nie herstel nie. Ons probeer uiteraard ook uitreik na die finansiële sektor, waar ons net, jy weet, 'n bietjie vir almal wil vra om geduldig te wees en om die produsente by te staan. Hierdie goeders is siklies van aard, maar die realiteit is dat daar van die produsente wat nooit sal herstel nie, en dit gaan definitief 'n langer termyn vat om weer heeltemal te herstel. Jy kan nou dink, as jy 'n boord plant vandag, is hy omtrent eers 6-7 jaar van nou af weer in voldrag. Dit is as jy grond het waar jy weer kan plant. So ek dink die onmiddellike ding is om die besproeiing, die damme, die vervoer, kragnetwerke en daai tipe goeders te herstel, en dan mettertyd sal 'n mens nou weer begin om jy weet die boordinfrastruktuur en die nette en daai tipe goeders te hervestig. Mariet, ons is nou weer terug by jou, dis ons gas op Groot Plaas vanoggend. Mariet Kotse, sy is die algemene bestuurder en van bedryfsondersteuningsdienste by Hardgrow. Ons is terug op Groot Plaas net hierna. Welkom terug op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend Mariet Kotse om te gesels oor die nagevolge van al die onlangse vloedskade op die landbou. Mariet, so verskeie boere het reeds die afgelope paar jare herhaaldelik vloedskade ervaar, meer as een keer partykeer. Watter langtermyn impak het hierdie herhaaldelike ramp op finansiële volhoubaarheid van hierdie tipe boerderye? Doopie, mens kan dink, vir jouself indink dat dit wesenlike impakte het. Ek bedoel, ons is in 'n langtermyn bedryf wat baie kapitaalintensief is. So die gevolge is definitief nie korttermyn van aard nie.
So die finansiële volhoubaarheid is al reeds onder druk. Nie net as gevolg van die vloede nie, daar's 'n reeks ander ekonomiese faktore wat ook 'n rol speel, insluitend die Midde-Ooste oorlog, die druk op insetkostes, en nou ook dan die groot skade aan infrastruktuur. En soos ek genoem het vroeër, van dit is versekerbaar, maar van dit is ook nie versekerbaar nie. En op die einde van die dag, ons het so gesegde wat sê die produk betaal. So as die produk nie daar is om te betaal nie, dan maak dit die vermoë om hierdie skokke te absorbeer uiteraard ook moeiliker. Nou, Mariet, hierdie artikel waarna ons gekyk het, verwys ook na klimaatsverandering en meer intense weerstoestande. Ons het ook 'n bietjie vroeër hierdie jaar gehoor dat ons vermoed daar is 'n baie ernstiger El Niño wat op pad is. Hoe behoort boere hulle risikobestuursplanne aan te pas om beter voorberei te wees vir toekomstige uiterste weerstoestande? Jy weet, so ons boer onder die blou dak, so ek dink produsente meer as enige iemand anders in die waardeketting is redelik blootgestel aan klimaatsverandering en om met die klimaat saam te werk. Daar is 'n verskeidenheid van tegnologieë wat al reeds gebruik word. In die droogte situasie het ons geleer hoe om ons water beter te benut. En so die belangrike ding op hierdie stadium is voorbereiding. So soos wat ek genoem het, daar's tegnologie, byvoorbeeld as jy nette gebruik, is dit al bewys dat jy 'n bietjie minder water gebruik, want jy skep eintlik 'n unieke mikroklimaat onder die nette. Daar is verskeidenheid van besproeiingstegnologieë sodat 'n mens jou water 'n bietjie meer optimaal kan benut. Daar's sekere ander praktyke wat jy kan toepas, soos mulch en dekla en daai tipe goeders. Ja, dit verg maar fyn beplanning. Om seker te maak dat jy hierdie tipe risiko's behoorlik kan aanspreek. Maar op die einde van die dag is ons maar redelik uitgelewer aan klimaat. So ja. Nou, maar jy het net so laasens, ons het so vinnig 20 sekondes, sou hierdie weerstoestande die nuwe normaal word vir ons boere. Hoe sien jy die toekoms van landbou in die Kaap spesifiek? Wel, ons bly maar altyd optimisties, ons kan nie noodwendig gaan lê nie. Ek dink mettertyd is daar navorsing, 'n verskeidenheid van innoverende maniere hoe jy dinge anders kan doen. So ons bly steeds optimisties dat landbou 'n belangrike rol kan speel en spesifiek die vrugtebedryf. Ek sien nie dat ons sommer drasties noodwendig sal afskaal nie. Ek dink inteendeel ons gaan oor tyd vinniger verander by die veranderende omgewing. En ja, so ons wil graag optimisties bly. Ons landboustreke, sekondêre bedrywe. Yes. Ons gaan jou ongelukkig net daar moet afsnou, ons tyd is op. Mariet Kose, algemene bestuurder van bedryfsondersteuningsdienste by Aardgrow. Dis al wat vir ons tyd het vir Grootplaas vanoggend. So probeer dit saam met ons geniet en dan kyk ons weer môreoggend.